Nou, hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here erg dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die wonderlike woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal saamseën. Terwyl ons vanmôre aangaan met die gedagte van, is Suid-Afrika op die rand van herlewing of van oordeel? Nou, u sal onthou, ek het vir u gesê, toe ons hierdie boodskappe begin het, ek is nie 'n profeet nie, ek ken nie die toekoms nie, maar wat ek vir u gesê het, is dat ons 'n duidelike ooreenkoms sien tussen die volk Israel en Suid-Afrika vandag, en hoe Israel hulle nie wil bekeer het van hulle sonde nie, en God die oordeel gestuur het, en hoe Suid-Afrika tans nie hulle wil bekeer nie, en God se oordeel tegemoet gaan. Ek het vir u gesê, daar's 'n paar sondes wat baie duidelik in die volk Israel se lewe teenwoordig was, waarteen Jeremia hulle gewaarsku het, en ek het vir u gesê dat hulle nie wou bekeer het daarvan nie, en daarom het die Here hulle ook in ballingskap weggevoer. U sal onthou, die eerste sonde waaroor ons gepraat het, was dat waarheid ontbreek het, en leentaal was aan die orde van die dag, en dan die tweede gedagte, 'n weiering om hulle sonde te erken en te laat staan. En ons het vir u al reeds verduidelik hoe hierdie dinge ook in die Nuwe Testament op ons as kerk van Jesus van toepassing is, en ook op ons land Suid-Afrika. En ons gaan vanmôre aangaan met die derde gedagte. Wat was die sonde in Israel se lewe in die tyd van Jeremia voor die oordeel gekom het, waarvan hulle nie wou bekeer het nie, wat ook in Suid-Afrika teenwoordig is? Vriende, daar was 'n obsessie met seks en die seksuele aktiwiteite voor en buite die huwelik. Kom ek lees vir u wat staan in Jeremia 5 vers 7. Waarom sou ek jou vergewe? Jou kinders het my verlaat en gesweer by die wat geen God is nie. En toe ek hulle versadig het, het hulle oorspel bedrywe en by hope versamel in die hoerhuis. Soos vetgevoerde hingste swerf hulle rond, hulle rinnik elkeen na die vrou van sy naaste. Sou ek hieroor geen besoeking doen nie, spreek die Here? Of sou my siel hom nie wreek op 'n nasie soos hierdie een nie? Ag vriende, as ons net gaan kyk na wat in Suid-Afrika aan die gang is, wil ek vir u sê, ons staan op die voorhand van 'n groot oordeel van God, omdat ons nie wil bekeer tot die Here nie. Dis asof mense in die seksuele gebied of op die seksuele terrein heeltemal kop verloor het. Dis asof daar hierdie seksuele revolusie plaasgevind het in Suid-Afrika. En ons moet sê, baie van hierdie goed kom van ons regering, wat hierdie goed afforceer in ons kinders se kurrikulum, en ons kinders van 'n jong ouderdom af blootstel aan seksuele losbandigheid, en ons kinders eintlik aanmoedig om seksueel onder mekaar te verkeer. Ons kinders het amper soos diere geword, wat op hulle instink reageer, en geen verantwoordelikheid vat vir die boosheid waarmee hulle besig is nie. Daarom hoor jy van aborsies wat plaasvind onder skooldogters. Daarom hoor jy van kraamgevalle in skoolbadkamers, van seksuele aktiwiteite op die skoolgronde. Ons dink aan die saambly kwessie, vriende, waar kerkmense, mense wat in aanhalingstekens kinders van die Here is, saambly, dit pla hulle nie. Dis nie vir hulle 'n probleem nie. God sal verstaan, ons leef onsself maar net uit. Ons het ons eie identiteit. En ons dink God gaan nie besoeking doen oor hierdie land nie. Predikers beloof herlewing, terwyl daar geen bekering is van sonde nie. Vriende, het ons heeltemal die klits kwyt geraak? Verstaan ons nie dat God 'n heilige God is nie? Ouers praat nie met hulle kinders oor hierdie boosheid nie, want ons wil nie aanstoot gee nie. Arme sussie of arme boetie, hulle gaan nie meer na ons toe kom as ons vir hulle sê, julle mag nie seksueel losbandig lewe nie, julle mag nie saam bly nie. Dis die boosheid van ons tyd. Die kerkmense word soos die wêreldse mense, ons almal is nou maar net tevrede met hoe ons aangaan, en God moet maar geliefd neem daarmee. Ek wil vir u sê, die oordeel van God is op pad oor Suid-Afrika as ons nie bekeer nie. Vriende, dit is baie belangrik as ons sien wat Hebreërs 13 vers 4 sê, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Die Here het sy volk nie gespaar nie, God het sy volk geoordeel. Dink jy hy gaan ons spaar? Ons die wille lote wat ingeënt is op die wingerdstok, ons wat deur die verwerping van Israel, van Christus, deel geword het van sy koninkryk, dink u God gaan ons spaar? Vriende, kom ons wees nie belaglik nie. Kom ons, soos die Engelsman sê, call a spade a spade. Die seksuele revolusie in Suid-Afrika sal God se oordeel oor hierdie bose land bring. Want van die topvlak in hierdie land, deur skole, universiteite, kerke, predikante, ouderlinge, diakens, kinders, almal is in hierdie sonde vasgevang. Ek gaan nie vanmôre vir u statistieke noem nie, maar dit is aangrypend om te sien hoe hierdie wêreld in boosheid verval. Hoor wat sê die Bybel vir ons in Efesiërs 5 vers 5. Want dit moet julle weet dat geen hoereerder
of onreine, of gierigaard, wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Openbaring 22, vers 15, maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuns liefhet en dit doen. Ons dink miskien seksuele sonde is 'n klein oortreding en dis nie so groot nie. God sê, as jy met hierdie sonde besig is, sal sy oordeel oor hierdie land kom en sal jou uiteinde die poel van vuur wees. Dis die naakte waarheid van God se woord waarop u en ek ag moet gee. 'n vierde gedagte wat eie was aan Israel se leefwyse en waarom God die oordeel gestuur het omdat hulle nie bekeer het nie, was dat hulle godsdienstige verleiding en misleiding aangehang het en die waarheid van God se woord eenkant geskuif het. Jeremia 5 vers 30 sê, ontsettende en afskuwelike ding het in die land gebeur. Die profete profeteer vals en aan hulle sy oefen die priesters mag uit en my volk wil dit graag so hê. Maar wat sal julle doen aan die einde daarvan? Vriende, luister, in Suid-Afrika is dit presies dieselfde. Ek wil vir u sê, predikante stel hulle self aan. Predikante preek die grootste klomp snerk van kansels af, glo my, ek gaan luister baie keer op internet af van die preke wat geplaas word. Leuns word verkondig, die waarheid word verdraai. Mense stel hulle self aan as apostels en profete, sogenaamde predikante en leraars. Die meeste van hulle is verslaaf aan sonde, het sy alkohol of die seksuele of geld of een of ander iets. En dan profeteer hulle vals en hulle sê vir mense, God het vir ons gesê om vir julle te sê, terwyl God nog nooit gespreek het nie. Hulle leefwyse, hulle leefpatroon, die kerk, die orde in die kerk is totaal lynreg teen die woord. En niemand sê niks nie. Almal wil dit so hê, almal aanvaar dit so. Dis presies wat die apostel Paulus ook vir Timoteus gesê het. 1 Timoteus 4 vers 1, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang, deur die gefeinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Ag vriende, die Bybel sê vir ons, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos wreed, sonder liefde vir die goeie. Mense wat die gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jou ook van hierdie mense af. Wanneer gaan Suid-Afrika hulle bekeer tot God? Elke nou en dan is daar 'n nuwe kerk wat opspring en jy kry net nuwe manifestasies, nuwe belewennisse, nuwe beloftes wat hulle maak. Hulle klink net soos die politieke partye, hulle beloof baie, hulle gee niks nie, hulle is soos waterlose wolke, dit lyk of 'n groot byreën gaan uitstort, daar is niks, hy trek verby, en dis hoe hierdie predikers is, hulle verryk hulle self uit mense, die mense wil dit so hê, want die godsdiens is aanvaarbaar, dit streel die vlees, daar is geen uitdaging op die siel, op hulle verhouding met God, op 'n lewe van toewyding, van selfopoffering, van kruisopname in die volg van Jesus nie. Dink u dat Suid-Afrika aan die voorhand van herlewing staan? Ek dink u moet weer 'n keer dink. En ek dink u en ek moet opnuut kyk na ons eie lewe, na ons eie gemeentes, en vir die Here vra, Here, waar staan ons voor u? Die hartseer is vir my, dat Israel hulle nie wou bekeer tot God nie, en dit lyk vir my of Suid-Afrika hulle nie wil bekeer tot die Here nie. Die Here het ons al op soveel maniere, vriende, gestraf en geslaan en getugtig, en tog gaan ons maar net onverpoos voort met ons sonde. Ek wil u vanmôre vra, oordeel vir u self. En as u 'n eerlike oordeel gevel het met die feite tot u beskikking, vra u self af, hoe ver is dit voordat God Suid-Afrika gaan oordeel? Ek vra u vriende, wees eerlik met die Here vanmôre. Wees eerlik voor God met jou eie lewe. Vergeet eers van jou broer en jou suster en jou man en jou vrou, dink aan jou eie lewe. Die belangrike vraag vanmôre is ek gereed om God te ontmoet as die oordeel kom? Of is ek vanmôre een van daardie mense wat sê, ag, ek sal maar kyk en ek sal maar wag en ek sal maar sien wat gebeur? Dan wil ek vir jou sê, soos die woord sê, jy's 'n dwaas. Jy's iemand sonder verstand.
Want iemand wat God tegemoet wil gaan met 'n gesindheid waar hy hom nie verootmoedig, waar hy hom nie verneder, waar hy nie sy hart voor God uitstort, waar hy nie roep om vergifnis nie, is iemand sonder verstand. Want vriende, u en ek kan nie teen God staan nie. Dink ons is miskien sterker as God? Dink ons omdat God genadig en barmhartig is, ons kan maar net onverpoos aangaan en hy moet maar net gelief neem daarmee? Ek wil vir u vra, dat u tog tot besinning sal kom en saam met my opnuut die knie sal buig. As u nog nie gered is nie, vir die eerste keer sal vra, Here, wees my sondaar genadig. As u vanmôre kind van die Here is, vir die Here vra, Here, ag sal u die as van my lewe af wegneem, die hardheid van my hart, die skille van my oë, en deur die Heilige Gees opnuut die waarheid van die woord vasmaak in my siel. Here, opnuut weer 'n liefde vir u gee en my liefde vir die wêreld wegneem, sodat ek in herlewing vir u 'n mondstuk kan wees. Here, help my om 'n rein lewe te leef, ten spyte van hoe die kultuur lyk. En Here, help my om 'n getuie vir u te wees. As Suid-Afrika aangaan soos hy aangaan, vriende, gaan ons God se oordeel baie gou tegemoet gaan. Daarom pleit ek by u, dat u sal bekeer. Want as ons nie bekeer nie, sal ons nie herlewings maak nie, maar God se oordeel en God se toorn oor hierdie land. Mag die Here vir ons genadig en barmhartig wees. Groete vir u en mooi dag verder, Tara.